So ons is vandag hierso, Lady Brand, Hobhouse area. Ek praat hier met Rikus, hy gaan my meer vertel. Daai badger daar agter hom. Dis nou een van daai, die buurman het met hom geplant. So 'n bietjie by hom kom draai en ja, toe weet hy wat 'n rigting om te gaan. Kom ons luister, ervaring, al die dinge. Hoe lyk dit hierso? Rikus, hoe lyk dit? Yes, nee, stel jy Joepie. Nee, wat? Ja, nee, ek kan nie baie sê nie, soos ek sê, ek het maar net gesê die buurman het by hom kom plant laas jaar 'n stukkie. En ons het gesien daar's sekere opbrengsverbetering gewees. Die stand het my baie opgeval en hoe gelyk die mielies opgekom het daai tyd en ek het ook maar gedink nee, dis maar die manier om te gaan en mense plantvenstertjie raak al hoe kleiner, so ons moes maar groter gaan en dit kom lekker vinnig op en egalig en die stand is baie goed En dan as ons kyk na die planter self, nê, want kom ons begin by die eerste ding. So jy sit met die planter se struktuur, nê, is baie ligter gebou as wat van die ander planters op die mark is. So wat is jou ervaring rondom dit? Voel jy nie jy boet bietjie in op sterkte en hierdie tipe van goeders nie? Yes, nee, sover soos wat ons hom nou gebruik op die stadium, dink ek hy is baie goed gebou en stewig en hy voel nie te swaar nie. Hy vat alhoewel ek 4.500 liter water in hom gooi. Ja. Gaan hy nog steeds op plekke deur waar ons van die ander plantertjies bietjie sukkel om deur te gaan. So ek dink hy's goed gebalanseerd. En hierdie spuitjies hier agter? Ja, ons doen 'n vooropkoms onkruiddoder. Ja. So, dan spuit ek sommer klaar, so dit soos wat ek plant en dan hoef vir nie 'n ander spuit of niks oor te kom om weer te trap en so aan nie. So as ek jou nou reg verstaan, jy het hom gespek in plaas van om 'n klomp korrelkunsmis daarin te sit, het jy gegaan vir die vooropkoms onkruiddoder wat aan die agterkant hardloop, hoef jy nie weer met die spuit om te kom en jy weet as jou planter deur is, alles is klaar en reg. Maar nou het jy genoeg liter wat jy daar kan ingooi en saam met jou pop-up, so jy gebruik een van die tanks dan net vir jou pop-up. Dis reg en dan kan ek so 20 hektar plant voordat ek weer hoef te stop en vol te maak. So dit ons spaar tyd en dit alles help om die oes bietjie vinniger in die grond te kry. So net baie vinnig, wat is die een ding wat regtig vir jou uitgestaan het op die planter, wat ek kan sê, wat jy half gesien het wat die ding doen wat jy nie verwag het nie? Ek het eintlik party lande wat nat is of kontoure wat nat is wat die trekkers met die waitels net deurkom, gaan ek nog steeds dwarsteer. So dit verbaas my. Ek dalk gedink het hou gaan vassit waar ons ook lekker deur gaan nog steeds. En al is jy daar deur, hoe lyk jou stand dan agterna? Kom hy nog steeds reg op? Hy kom nog steeds op. Ja, en hy sak nie in nie as gevolg van die Ipforce so. So wat jy my wil sê is jy het 'n paar dae geskoor elke keer wat jy kon vroeër inkom. Ek dink ek kom vroeër in en ek kan partymal 'n bietjie later gaan ook, ja. Jy sien, dan maak hy besigheid sin. Ja. Okay, net 'n bietjie rondom die tegnologie wat jy op die planter het. Want ek weet daar's mos nou ongelooflik baie opsies beskikbaar op die mark en dan kry jy nou hierdie een wat amper as jy nou die up and down force vat wat 'n meganiese stelsel is meer met sy accumulator. Jy het nou jou precision planting stelsel hierso wat basies jou uitmeter is met die badger karretjie en al die goeters. Hoe voel jy rondom, noem dit nou maar die tegnologie stack wat jy kry op die planter? Yes, ek is baie tevrede, ek is baie verbaas en dis vir my baie lekker, dis eintlik vir my iets niets. Maar ek kan dadelik stel wat se plantestand ek wil. Ja. Plant en hy is daar, jy kan gaan grawe en jy gaan sien en jy kan hom meet en hy is maar reg. Jy voel nie jy het 'n tekort aan enige iets op die ding nie, nê? Nee, nog nie op die stadium nie. Uitstekend, Rikus. Dankie baie. Dankie, Joepie.